Vader, ek wil vanmôre vra dat die Heilige Gees besit sal neem van my lippe vanmôre, Here, dat ek die woord sal aflewer soos wat U wil hê dit moet afgelewer word. Here, die woord is al reeds gesalf, Here, maar raak my lippe aan vanmôre met 'n kolvuur van die altaar. Here, gee vir ons geopende ore, dat ons sal hoor dit wat God se woord vanmôre aan ons te sê het, en dat ons sal wandel volgens die woord vanmôre. Vaat U verdien met genade en dankie daarvoor. Amen en amen. Ek wil net vir almal ook vanmôre, broeder daar agter, om Jan, sy naam vergeet, maar nou, halleluja, en suster Jennifer hulle, Sofia hulle, hy sê, God gaan julle deurdra. Mense kan baie dinge sê, maar sonder God kan ons dit nie maak nie. Die wat die Bybel saamgebring het, kan dit saam met my oopmaak in Johannes 16 vers 3, net die een versie. Johannes 16 vers 3. Hy sê, dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle die Vader nie ken nie, en my ook nie. Jo, dis groot woorde. En dit sal hulle aan julle doen, omdat hulle nie die Vader ken, en my ook nie. Ek wil vanmôre, as ek my boodskap 'n titel kan gee, wil ek die titel gee, laat ons deur die Heilige Gees gelei word. Laat ons deur die Heilige Gees vanmôre gelei word. Galasiërs 5 vers 25 sê vir ons, as ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Jy kan nie vanmôre sê, maar aan die Heilige Gees help my, as jy nie onder die Heilige Gees wandel nie. As kind van God en as mens moet jy onder die Heilige Gees wandel om te kan weet en te kan wees dat God is daar om jou by te staan. Die Engelse New King James Version sê my so mooi, sê, if we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. As jy vanmôre sê, ek is onder die Heilige Gees, wil ek vanmôre vir jou as kind van God sê, dan moet jy leef onder die Heilige Gees. Psalm 23 is 'n baie oulike, ek dink almal van ons ken die Psalm, ek het nog gepreek daaroor. Net so vinnig gaan dit raak. Eerste vers sê, die Here is my herder. Niks sal my ontbreek nie. Hy laat my neerlê in groen weivelde. Daar waters waar rus is, lei hy my heen. Hy verkoop my siel en hy lei my die spore van geregtigheid om sy naam omvul. Dit is vanmôre, wil ek vir jou sê, dit is van toepassing. As kind van God, as jy in die Heilige Gees wandel, gaan die Here vir jou 'n herder wees. Hy gaan jou nie agterlaat nie. Hy gaan jou lei in die spore van geregtigheid. Hy gaan nie toelaat dat jy rond beweeg en dinge uit jou eie begin doen nie. Maar dan wil ek vanmôre vir sê, dan moet jy luister na die Heilige Gees. En ons as kinders van God en mense is geneig om nie te luister as die Heilige Gees met jou praat nie. Maar pastoor, ek weet nie wanneer hy met my praat nie. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, dit het tyd geword dat jy die woord van God begin lees en meer op jou teen neerkom en vir die Here vra, Here, help my dat ek die stem van die Heilige Gees sal ervaar in my binne. Help my vanmôre dat die Heilige Gees, dat ek kan hoor as die Heilige Gees vanmôre met my praat. As jy deur die Heilige Gees gelei word, dan sal jy nie al die dinge doen wat die duiwel wil hê jy moet doen nie. Luister mooi. As jy onder die Heilige Gees wandel en jy luister vir die Heilige Gees, gaan dit wat die duiwel in jou oor probeer inplant, gaan jy nie na luister nie. Maar pastoor, hy probeer alles. Die duiwel is slim, ja.
Maar as jy onder die Gees wandel, en jy onder die Heilige Gees saamtree, gaan die duiwel kan hy maar praat, dan gaan jy nie hoor wat hy vir jou sê nie, want jou aandag is op die Heilige Gees gerig, en nie op die dinge van die wêreld nie. Dan hoor jy nie wat die duiwel vir jou sê nie, dan gee jy nie om wat die duiwel vir jou sê nie, want jy is besig om te wandel onder die Heilige Gees, wat God vir ons gegee het, die dag toe hy gesterf het aan die kruis. Halleluja. Weet, dit is maklik om te sê, maar pastoor, my vrou het 'n baie mooi verspreekwoord. Sy sê mos, ons as mans is net doof wanneer dit ons pas. Sê amen. Sê amen. Want jy luister nie altyd nie. Ek wil dit geestelik ook toe sê. Ons as kinders van God is partykeer doof net wanneer dit ons pas. Want jy wil nie vir die Heilige Gees luister nie. Jy wil nie hê dat hy vir jou moet vertel wat jy moet doen nie. Want dit is te lekker op die plek waar jy nou beweeg. Dit gaan te maklik vir jou. Dit is so lekker. Tot die oomblik wat die Here gesê het, tot hier toe en nie verder nie. Dan wil jy begin vra, Here help. Here help my so. Here asseblief, ek kan nie meer nie. Maar ek vra vanmôre vir jou, hoe kom jy op daardie plek waar jy moes gekom het, waar jy tot nood moes skree? Omdat jy nie gewandel het onder die Heilige Gees van krag van God nie. Daarom word jy doof. As die Here met jou praat, en die Heilige Gees met jou praat, dan is jy soos ons mans. Jy hoor net wat jy wil hoor. En jy wil nie altyd hê, kom ons wees eerlik, baie keer dan klaar die Heilige Gees jou aan, vir iets wat jy gedoen het, wat jy moes doen nie. Wat gebeur dan? Ons word kwaad. Ek het baie gesê, en ek sê het weer, dan word jy soos 'n blaas op die vis. Wie ken 'n blaas op die vis? As jy na by die visie kom, en pop hy op, soos 'n ronde balletjie. Ons as Christene word soos die Heilige Gees met ons begin praat. En God met jou begin praat en jou tig vir die dinge wat jy nie moet doen nie. Dan word ons soos blaasoppies. Ek gaan nie meer kerk toe kom. Here sien my nie weer in daai kerk nie. Ek sal by julle by die huis sit. Ek het vir jou slegte nuus. Jy kan by jou huis sit. Maar die Heilige Gees gaan jou by jou huis ook aankla. So waarna toe jy dan hardloop? Ga jy dan die straat af by die bar toe? Wel dan, gaan daar toe. Die Heilige Gees gaan jou daar ook aankla. Hy gaan vir jou ook sê, hey, jy is nie op die plek waar jy moet wees nie. Dit het tyd geword dat ons as kinders van God terugkom op die pad waar ons moet wees, dat ons terugkom onder die Heilige Gees en onder die leiding van die Heilige Gees, dan sal die kerke nie meer leegloop nie, dan sal die kerke weer begin vol word, dan gaan die kerke weer begin floreer met die kinders van God, wat begin instroom, maar ons moet kom onder die Heilige Gees, soos nog nooit van tevore nie. As jy nie onder die Heilige Gees lewe nie, dan slaan jy jou eie rigting in. Amen. Dan maak jy jou eie planne. Dan doen jy wat jy self wil doen. Maar as jy onder die Heilige Gees is, dan lei die Heilige Gees jou na die beste plekke toe. Die plekke waar die Here wil hê jy moet wees. Nie waar die duiwel wil hê jy moet wees nie, maar waar God wil hê jy moet wees. En ek moet vanmôre vir jou weer eens sê, die woord van God is ons rigtingbepaler. Die woord van God bepaal jou rigting, waarna toe jy beweeg. En jy kan nie in 'n rigting in gaan, as jy nie jou GPS aan het nie. Ek gaan dit die GPS noem, skoon my, en onderstaan. As die GPS op jou kar nie aan is nie, en jy moet vanmôre ry, van een punt na ander punt, en jy weet nie, benul waar hy plek is nie. Wat gaan gebeur? Jy gaan verdwaal.
So as jou Heilige Gees GPS nie anders nie, gaan jy as kind van God begin verdwaal as die Here jou op 'n plek stuur waarna toe jy moet gaan om sy woord te gaan uitlewe. Jy gaan verlore gaan. Jy gaan in die verkeerde afdraai paadjies ingaan. Jy gaan in die verkeerde plekke begin en beweeg. Want jy het nie jou GPS, die Heilige Gees, saam met jou gevat, toe jy moes weg op die pad gaan, waar die Here jou gestuur het nie. Ek wil vanmôre sê, kom ons kry die Heilige Gees terug in ons binne. Kom ons vra die Heilige Gees meer, om ons te leer en ons te lei, wat ons moet doen, en waar ons moet beweeg. Halleluja. Psalm 143 vers 10 sê vir ons, leer my om die welbehaag te doen, want U is my God. Laat U goeie Gees my lei in 'n gelyke land. God is 'n waarmaker van sy woord. Wat in sy woord staan is waar. Elke belofte wat hy vir jou gee, is in sy woord. Elke plan wat hy met jou het, is in sy woord. Elke ding wat hy wil hê jy moet vir hom doen, is in sy woord. Hy sê vir ons, hy sal jou op 'n gelyke plek bring. Hy gaan jou nie die berge indruk en jou daar los, dat jy moet verdwaal, en dat jy jou voete moet stamp teen die rots en die klippe nie. Hy sal jou lei op die paaie van geregtigheid. Halleluja. Hy gaan jou nie lei waar jy nie wil wees nie. Ek gaan soos 'n psalmdigter gaan hy sê, ek lei jou na die waters waar daar rus is. Die Heilige Gees gaan jou siel verkoop. Halleluja. Hy gaan jou genesing gee. Hy gaan jou die welbehaag gee. En hy gaan jou die liefde gee wat jy benodig om aan die wêreld daar buitekant uit te lewe en te kan sê dat daar is 'n God wat lewe. Kom ons aanbid God in gees en in waarheid. Maar sonder die Heilige Gees gaan jy nie die pad ken nie. Gaan jy nie weet watter pad om te volg nie. Gaan jy nie weet wat om te doen as jy met iemand deel nie. Maar onder die salwing van die Heilige Gees gaan jy vir altyd weet. En jy gaan vas staan tot aan die einde wat God ons kom haal. Halleluja. Ek wil vanmôre vir jou vra, as kind van God, moet ons vir die Heilige Gees vra, lei my, Here, Here, lei my na die waters, waar daar rus is. Here, want ek wil soos 'n boom geplant by die waterstrome wees, wat gaan vrugte dra vir Jesus, totdat U kom. Maar sonder die Heilige Gees sal ons nie die vrugte kan dra nie. Sonder die Heilige Gees gaan ons nie die rus kan hê wat ons wil hê nie. Sonder die Heilige Gees gaan ons nie doen wat God vir ons vra om te doen nie. Ek wil vanmôre vra, kind van God, vra vir die Here, maak dit 'n punt in jou lewe, om vir die Here te sê, Here, laat die Heilige Gees weer terugkom in my lewe. Laat die Heilige Gees weer plek vind waar hy moet wees in my lewe. En dat hy my sal lei na die waters waar daar rus is. Na die groen weivelde toe. Here, dit is vanmôre 'n begeerte van my. Dat die Heilige Gees weer terugkom in my lewe. Die Heilige Gees gaan ook jou tafel vir jou voorberei teenoor jou teenstanders. Halleluja. Want as kind van God, en die teenstanders, en jy hier nie kwel oor hulle nie. Want die woord sê vir ons, al val daar 1000 aan jou linkerhand, en 100,000 aan jou regterhand, met die Heilige Gees aan jou plek, hoef jy nie bekommerd te wees, oor die aantal aanvalle wat teen jou geleed word nie. Want die Heilige Gees gaan jou daaruit lei. Hy gaan jou wegneem, en hy gaan jou een kant toe vat, en jy sê, sien jy die mense, moenie bang wees nie, want ek is aan jou kant. Op die skool, wat het ons as seuns baie keer gedoen, of die kinders? Jy het vriende gemaak met die sterkste ou in die skool. Amen. Nou vra ek jy, is jy bang? Nee. Hoekom maak jy altyd vriende met die sterkste ou in die skool? Want as iemand jy wil tig, of jy 'n bietjie wil bykom, dan gaan staan jy agter die ou. Halleluja. Kom amen. Kom seuns. Ek was baie keer so stupid ek het self gedraai.
Kom jy by die huis met knoppe en oorlaaste, bloedneuse en tande wat skeef staan. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, hoekom kies ons as Christene nie die sterkste wat daar is, die Heilige Gees, waarna ons kan opkyk en ons kan agter skuil as ons probleme het nie. Ons moet maak soos wat ons op die skool gemaak het. Here, ek is bang vir die duiwel, want hy gaan my oorheers. Here, ek stuur die Heilige Gees, dat ek kan skerm agter en saam met die Heilige Gees, dat as die duiwel my aanval, hy kan voorstaan en hy kan sê, nee, aan hierdie man raak jy nie, aan hierdie vrou gaan jy nie raak nie, want hulle staan onder die Heilige Gees van God, en ek sal hulle beskerm. Halleluja. Dis tyd dat die Heilige Gees terugkom in ons kerke. Dis tyd dat die Heilige Gees terugkom in ons predikers. Dis tyd dat die Heilige Gees terugkom in ons as kinders van God. Dan gaan hy deure nie groot genoeg wees om al die skare te hanteer wat wil kerk toe kom nie. Maar sonder die Heilige Gees tas ons rond in die donker. Ons tas rond. Amen. Jy vat en jy los. Want daar is nie iemand wat jou lei, wat jy moet doen en vir jou die raad gee, wat om volgende te doen nie. Ek het so rukkie terug, het ek oor die 5 V's gepraat. Wie kan er onthou? Halleluja. Halleluja. Ek sal weer die preek oorpreek. Hy sê, die 5 V's sê, as jy nie die Heilige Gees en Christus in jou het nie, is jy verlore. Halleluja. As jy nie Christus en die Heilige Gees in jou het nie, en jy op die pad is wat God wil hê jy moet wees nie, dan is jy verdwaal. Halleluja. As jy nie daar is waar God wil hê jy moet wees en die Heilige Gees moet hê, waar jy is nie, en jy kom later aan, wat is dit dan? Dan is jy vertraag. Nie vertraag soos een dom nie, jy is terughou. Jy is vertraag. Jy kon nie die pynpaal behaal het nie. Jy het dit nie gemaak tot daar waar die Heilige Gees wil hê, want jy het ander draaie gaan loop. En laastens, as jy nie kan sien wat jy moet doen nie, is jy verblind. As jy nie sien wat die Heilige Gees wil hê jy moet doen nie, dan is jy verblind. Dan die wêreld van die werke van die duiwel jou blind gemaak, vir die wonderwerke, en vir die dinge wat God en die Heilige Gees in jou lewe kan doen, dat jy blind geword, want jy kan dit nie meer sien, dat God werk nie. Jy laat nie meer toe, dat het werk nie, want jy het dit gelos, om die Heilige Gees in jou kant te hê. En wanneer ek en jy nie net as ons nie God aan ons kant het, en die Heilige Gees aan ons kant het nie, dan is ons verarm. Dan kan jy ryk word in Christus nie. As jy God en Heilige Gees nie in jou kant het nie, dan is jy verarm. Ons praat nie van rykdom nie. Ons praat nie van welis, gelde en goedes nie. Jy is verarm geestelik. As jy nie God en die Heilige Gees in jou kant het nie, is jy geestelik verarm. En as jy nie op die plek is, is jy geestelik vertraag. As jy nie doen wat God wil, jy kan nie sien nie, is jy geestelik verblind vanmôre. Ek wil vra vanmôre, kom ons as kinders van God, gaan op ons knieë en ons sê, Here, ons het gefaal in ons lewens. Ons het gefaal as kinders van God, om te sê, Heilige Gees, wees altyd tasbaar teenwoordig in my midde. Ons het hom op sy gesit, want ons wil die eie ek, wil baie keer doen, wat ons wil hê, die Here moet doen. Maar dan vat hy sy tyd, dan wil ons het self doen. In ander woorde, ons verkleineer God, en ons verkleineer die Heilige Gees. As jy vir hom sê, Here, ek het nou genoeg met jou gepraat. Ek het genoeg gevra. Jy wou nie gedoen het wat ek wil gedoen het nie. Here, nou gaan ek het maar self doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, stop om in te meng met die Heilige Gees. Stop om in te meng teenoor God. As jy hom gevra het om iets te doen, gee hom die kans om dit vir jou te doen. Want jou tyd en my tyd is nie God se tyd nie. Maar as jy op jou knieë bly, en jy bly sê, Here,
Dankie vir wat ek jou gevra het. Dankie dat jy dit vir my gaan doen. En jy vat elke môre en elke aand vat jy die Bybel en jy begin lees en jy vra, Here, stuur die Heilige Gees en terwyl ek nou lees, dat hy dit vir my die skrif sal oopmaak. Dan wil ek vanmôre vir jou sê, jy gaan die waarheid begin sien in die woord van God. Jy gaan begin raak sien wat God van jou verlang. Jy gaan begin raak sien wat die Here wil hê jy moet doen vir hom, om sy werk op te bou en die mense wat teruggevallen is, terug te bring in ons kerke. Maar ons is geneig om ons werk, die werk van die Heilige Gees, onsself te wil doen. Ek wil vanmôre vir jou sê, kind van God, vra die Here om jou te versterk. Vra die Here weer, ag so baie gepreek oor dit, maar die dag toe die Here aan die kruis gesterf het, en ek gesê, dit is volbracht, dit is klaar, het hy lewe en dood oorwin. En toe hy opgevaar het, dit was hemelvaart nou die dag, toe hy vir die disciples sê, soos wat julle my sien opvaar, so gaan ek terugkom om julle te kom haal. Hy sê, maar ek gaan julle nie alleen agterlaat nie, ek gaan vir julle die trooster stuur, en wat julle gaan leef, en julle gaan lei. Die Heilige Gees het God vir ons gestuur, 67 jaar na Christus gebore is die Heilige Gees neergedaal, en op die 3000 mense in die sinagoge, op die oppersaal. Toe het herlewing al begin. Toe die Heilige Gees al begin werk. Toe die Heilige Gees al vir die mense gesê, hoe hulle moet doen en wat hulle moet doen, omdat hulle nie kan skade, geestelik skade lei nie. So dis nie 'n nuwe ding nie. Dis nie 'n ding wat net gister in plek gesit is. Maar ons as kinders van God is geneig om dit een kant toe te stoot die Heilige Gees in Christus om te sê, nie nou nie. Not now, God, I'm busy with something else. Lord, I'm not going to do it now. Because I haven't finished the project that I started. Ek gaan vanmôre vir jou sê, daai projekkie wat jy gestart het, of begin het, gaan val. Sonder die leiding van die Heilige Gees. Sonder God in jou kant gaan daai projek wat jy vir jouself probeer aanpak, gaan val. Dit gaan nie tot stand kom nie. Ek sluit af. Hoe bou 'n mens jou geestelike lewe? Daar's twee maniere. Daar's miskien baie meer. As ek 100 in die Bybel wat sê. Maar daar's twee wat vir my baie belangrik is. Om jou geestelike lewe op te bou, sodat die Heilige Gees jou kan lei om te doen wat jy moet doen. Nommer 1 is op jou knieë voor God. Nederig, is te mooi. Op jou knieë voor God, die maanding gaan nie werk nie. Maar op jou knieë voor God nederig is wanneer die Heilige Gees jou sal lei. En tweedens is om jou woord te lees. Elke dag. Want die woord het soveel teksverse in oor geloof, Heilige Gees kragwerking. Dit wat ons nodig het om onder die Heilige Gees van God te bly, is alles in die woord. Dit word vir ons daarso verduidelik en uiteengesit. Wat ons as kinders van God moet doen om onder die Heilige Gees te bly wandel. Ek wil vanmôre vir jou vra, kind van God, moenie onder die Heilige Gees uitbeweeg nie. Kom dat ons terugbeweeg onder die salwende krag van die Heilige Gees in, sodat met ons ook geestelik al hoe beter en beter kan gaan. Dat ons meer en meer gebou word. Het agter gepraat. Het Sondag aand gepraat, ons het Dinsdag daaroor gepraat.
Ons het daai gebedskassie. Ek sluit af daarmee. Daar was versoeke in wat dokters nie antwoorde gehad het voor nie. Daar was gebede wat gevra is vir dinge wat die mens nie meer kan regdoen of kan verander nie. Omdat ons daai bekissie vat en ons bid elke Dinsdag aand en Sondag aand vir daai bekissie onder die salwende krag van die Heilige Gees, het God 4 persone se kanker laat verdwyn. Nie omdat ons by hulle was nie, nie omdat ons voor Maarten se gemeente, of almal wat nie was, broer Bram en almal hande opgelê het, omdat, nee, ons was eendragtig onder die salwende krag van die Heilige Gees, toe ons gebid het, en ons het vir die Here gesê, Here, jou woord sê, dat ons kan die hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word. Maak nie saak van die afstand waar daar is nie. En God het op sy woord, omdat ons herinner het aan dit op sy woord, het hy dit vir ons gedoen. Omdat dit vir hom nou 'n plesiertjie was? Nee. Omdat hy het beloof het, hy sal dit vir ons gee volgens die woord. Hy het beloof. Hy sê, en as jy nou die Heilige Gees is, dan wat hy vir sy disippels, sal julle doen wat ek gedoen het, en nog baie meer. Halleluja. So is tyd dat ons as kinders van God die salwing terugkry in ons midde en in ons kerke, dat God weer kan begin werk en die mense weer kan instroom om te kom kyk wat gaan aan in die kerke. Dit is tyd wat ons geword het, dat ons sit en besin as kind van God oor die Heilige Gees in jou lewe. Ek kan nie vir jou sê wat jy moet doen nie. Geen pastoor, geen dokter, geen professor, geen groot man, godsgeleerde kan vir jou as kind van God sê wat jy moet doen met die Heilige Gees. Ons kan vir jou spa en smeek dat jy terug moet kom onder die salwende krag van die Heilige Gees. Wil smeek, maar ek kan nie vir jou sê hoe moet jy dit doen nie. Alleen ek deur vir jou te sê, lees God se woord. Bly op jou knieë en bly nederig voor God. Amen. Ek het klaar gepraat. Die wat vanmôre wil sê buig die hoofde. Pastoor, ek wil die Heilige Gees weer teruggee in my lewe. Ek wil die salwende krag van God weer terug hê. Here, ek wil vra dat die Here my weer die leiding sal gee onder die salwende Heilige Gees krag. Wil ek sê, staan dit op in jou voete. Staan op daar waar jy staan vanmôre. Gaan ons vir jou gebed doen. Die Here, die Heilige Gees sal terugstuur in ons midde. Dat hy ons weer sal toevou en ons sal beskraag. Dit is so wonderlik en so lekker onder die salwende krag van God altyd. Baie mense vra, maar pastoor, hoe weet jy dat jy onder die salwing is? Hoe weet jy dat die salwende krag van God begin besit neem van jou? Ek dink dit is by elke persoon verskillend. Maar ek kan jou een ding waarborg, as die Heilige Gees begin werk, ek voel hom alomteenwoordig om my, dan kry ek sulke hoendervleise. Ek voel of al my hare op my liggaam begin regop staan. Dan moet jy weet die salwende krag van God is nou naby. Hy is by jou. Hy gaan nou deur jou werk, hy gaan met jou werk. Halleluja. Kom ons sluit ons hoofde. Here, ek wil vir u vanmôre, ek sien die mense wat opgestaan het,